Gewone mense, buitengewone God, getuig. Dinge het gebeur, dinge het verander. 'n Oogwink later stok siel alleen, weggepluk en uitmekaar geskeur, hart en binnegoed. Weg is al die vreugde, al die toekomsdinge. Die lewe gaan aan, al is dit ook alleen. Onskuldig weggeruk, verneder en vermink, verskeur die graf in, liefde, wysheid, potensiaal, begrawe in 'n aardse skatkis, saam met die rykdom van die eeue, verlore vir die wêreld. So goed vir die mensdom, maar ook so onbekend, nederig, slegs 'n dienskneg vir God. Niemand was benede, almal was gelyk, swart, wit, pink of pers, gelyk gegooi met moeder aarde. Wintertyd, bome kaal en windjie koud, nie net op die vel, maar diep in ons harte, siele, gees. Diep was die wonde, saam met ons gebloei, dit alles was so onnodig, alles so verniet. Groot was ons verlies, die dag toe die koel, deur siel en been gesny het, die stof in die straat laat plof het. Ek deel vandag graag 'n gedeelte van my eie persoonlike storie, want ons almal word in hierdie lewe ingebore en ons weet nie wat vir ons wag nie. Baie kere gaan dit met ons baie goed en ander kere gaan dit met ons baie sleg. En dis wanneer die slegte dinge met ons gebeur, dat dit gewoonlik 'n draaipunt in ons lewe is, wat ons paadjie redelik goed of sleg uiteindelik kan beïnvloed. Dit het alles te doen natuurlik met hoe ons die lewe sien, wat met ons trauma, wat ook al met ons gebeur, hanteer. En ek dink nie enige een van ons is ooit reg vir trauma nie. Ons is nooit reg. Ek dink nie enige een van ons staan op en sê vandag is 'n goeie dag vir my om my ma te verloor. Vandag is 'n goeie dag vir my om my kar te stamp. But life happens. En dis wanneer die lewe gebeur en begin skeefloop baie keer, dat ons vra maar waar was God in alles? Hoekom laat hy dit toe? Veral as ons gelowig is, as ons kinders van die Here is. En wat nou volg is 'n gedeelte van my storie. Daar was 'n paar gedeeltes in my lewe wat natuurlik minder lekker was, soos die meeste van ons maar beleef. Maar hierdie is die punt in my lewe wat 'n groot draaipunt veroorsaak het in my lewe. Bepaal het waar ek vandag is. En ek glo uiteindelik ook veroorsaak het dat my siening van die lewe is wat hy is vandag. Hierdie dag het begin soos enige ander dag. Groot opgewondenheid. Ons het beplan om 'n dag Johannesburg toe te gaan. My ouma het daar in Kempton Park gebly, 'n kleuterskoolbedryf vir baie jare. Diep spore in die gemeenskap getrap. En van hulle af sou ons dan nou Johannesburg toe gery het, waar ons 'n klavier sou gaan koop het vir my. So ek was altyd baie lief vir musiek, en ek het 'n bietjie musieklesse gedoen toe ek nou jonger was. Ek het 'n keyboard gehad, 'n klawerbord, maar wou baie graag 'n klavier gehad het. So die dag het so begin vroeg in die oggend hier weggetrek. Op daardie stadium het my ouers 'n lekker stewige bakkie gery. So die idee was dat hierdie klaviershop nou vir ons die klavier op die bakkie sou laai en ons sou teruggekom het na die middag na al ons wye roete. Maar ongelukkig het dinge anders uitgewerk. So in die proses, dit was nou 'n tyd voor EFT's en banksake was nog nie wat dit is vandag nie, was die reëling dat die geld vir die klaviere nou getrek sou word en ons sou met kontant gaan koop het. My ouers is toe nou saam met my tannie bank toe, ek was nie by nie, en met die terugkomslag is hulle geagtervolg deur, ek kan nie eens onthou eintlik nie, soos ek was nie daar nie, 3 of 4 mans in 'n voertuig, en toe hulle stop by die kleuterskool, net na hulle nou weg is by die bank, het hierdie mans uit die kar uitgespring, al gewapen, en hulle was daar om te steel. Hulle wou
die bakkie se sleutels gehad het en hulle wou alles gehad het wat my ouers plus my tannie aan hulle gehad het. Needless to say, dis presies wat hulle gedoen het. Die wapens rondgeswaai, gevat wat hulle wou gehad het en my maat bestuur. Sy was altyd die ou wat bestuur het en sy het die bakkie se sleutels gehad. En die een persoon wat linkshandig was met 'n silwer revolver het 'n skoot afgevuur op haar. En die rede hoekom ek so goed onthou wat se wapen, my pa was baie lief vir wapens, nog al sy lewe, hy het 'n hele collection gehad, plaasseun gewees. En dit was vir hom opmerklik. Dit was die een ding wat hy met sekerheid kon sê van die dag. So sy is geskiet daardie dag. Die dag wat 'n lekker uitstapie dag moes wees. 'n Dag wat vol vreugde en genot en familietyd moes wees. Is sy met een skoot deurboor en toe ek eerste keer gehoor is sy is geskiet, was alles nog oukei in hakkies. Dis een skoot net deur haar skouer, skoon deur, sy het nog geloop van waar sy geskiet is, waar sy gesit en wag het vir die ambulans wat nie ver was nie. Daar weg. En die oggend toe hulle my afgelaai het, was die laaste keer wat ek my ma gesien het. Nou net om 'n bietjie agtergrond te gee oor my ouers. Ek is die enigste kind. Ek en my ma was baie close. Beklei soos kat en hond, soos tienerdogters en ma's maar doen. Maar ons het verskriklik baie tyd saam spandeer. Sy was baie lief vir die Here, sy was baie lief vir kerk, die Bybel, en sy was baie lief daarvoor om met my te deel. So ons het gereeld hier by die Eenedam gaan stap, amper elke middag, en gepraat oor al die dinge. Dit was nou voorfone en al die goed. So ons het nog die lewe saam geniet. En sy's net weggeskeer op daai dag. Maar daai onsekerheid wat ek beleef het in die oomblik van sy's geskiet, maar sy's okay, dis net een skoot. Dit het my hoop gegee. Op daai stadium van my lewe was ek ontsaglik naby aan God gewees. Ek was bedrywig met die jeug, bedrywig met kinderkerk, en ek glo ek was eintlik op pad in die bediening in. En ek het geglo, ek bid my ma uit daai teater uit en sy sal wonderbaarlik net okay wees. En ons het buite daai teater gesit en wag vir haar, en dan kom die suster uit, dan sê sy, okay, hulle werk nou aan hierdie deel van haar. Okay, dan kom sy weer uit dan. Okay, hulle werk nou aan hierdie deel van haar. Okay, hulle werk nou aan hierdie deel. En ek kon nie glo wat ek hoor nie, want sy is dan deur die skouer geskiet. What's happening? Nou sit die lewer, nou sit die hart, nou sit die nier, nou sit die milt, nou sit die pankreas. Dit is reg deur. Sy's letterlik aan haar skouer, is die wond, is die koel in en by haar heup uit. So skuins deur haar lyf. Naderhand kon ons dit nou nie meer vat nie, of ek, en ek is toe na my ouma hulle se huis toe, en waar ons toe verder gewag het, my pa het by die hospitaal gebly. En ek sien dit nou nog voor my, die dag toe daai wit hek oopmaak en my pa inry met daai einste bakkie, want hulle toe nie die bakkie gevat nie. Daar's gespekuleer dat hy die skoot afgevuur het om weg te kom, om aandag, want dit het langer gevat as wat dit moes. En my ma was nou maar net die slagoffer. Toe my pa met daai bakkie deur die hek ry, en ek sien sy gesig, toe weet ek, okay, the outcome is not what we hoped for. Ja, ek dink die mense in die flieks beeld die oomblik van skok so goed uit, waar mens voel die fokus van dit wat om jou is begin te draai, en dit voel of jou kop in 'n visbak is, en alles, dit is net 'n terrible gevoel, en ek dink enigiemand wat 'n geweldige skok al beleef het, weet presies waarvan ek praat. En ek kon dit net nie glo nie. En ek was so geskok, en ek was so teleurgesteld, want ek het dan gebid. En ek was net soos, Here, nee, dit kan nie wees nie, en ek het dit aangebid, want ek het geglo, die Here sal my ma laat opstaan. Ek het aangehou bid, en ek het geglo selfs die dag met haar begrafnis, dit was 10 dae later, ongelukkig was die hele ding so uitgerek, want dit in Kempton Park gebeur, ons het in Sekunda gebly, sy moes eers gaan vir autopsie, en al die dinge, en toe nou vervoer word, en ons kon toe uiteindelik hierso begrawe. So hierdie hele ding is net so uitgerek, en ek het net vasgeglo.
ek sal haar lewendig bid. Die Here sal haar vir my opwek. Hy kan dit nie aan my doen nie. Ek is dan sy oogappel, ek is sy kind, hy kan dit nie toelaat nie. Waar was hy? Hoekom? En die dag wat ons langs haar graf gestaan het, was dit vir my so onwerklik, want ek het geglo, sy gaan nou opstaan. Ek het daar gestaan tot daai graf toe was. Sy was baie gewild onder die jeug, ons het 'n sterk jeuggroep gehad. En die jeugoutjies het haar nog toegegooi. En ek het daar gestaan en wag tot alles verby was, want ek het geglo, hier staan sy vandag op. Nou ja, needless to say, wanneer 'n mens deur so 'n geweldige skok gaan, so 'n geweldige verlies, maak nie saak hoe oud jy is nie, you are very fertile ground vir saad. En die vyand laat nie gras onder sy voete groei nie. Hy het die oomblik wat my ma, wat ek gehoor het van haar afsterwe, begin werk aan my. En ek vertel altyd vir mense in die winkel, hierdie is nou die deel van my lewe waarop ek glad nie trots is nie. Ek het my ore uitgeleen. Ek het van beter geweet. Ek weet God is liefde. Ek weet God is daar. Ek weet God gee om. Maar waar was hy? En dis wat ek gehoor het die hele tyd in my ore. Waar was God? As hy nou so magtig is en almagtig is, hoekom kon hy nie die koel net bietjie links, bietjie op, bietjie af? Hoekom kon hy nie laat die dokter haar lewer kry op 'n bloei nie? Hoekom kon hy daai ou nie die skoot kon misgevier het? Hulle kon 'n minuut later, 'n minuut vroeër, wat ook al, die ambulans kon vroeër gewees het. Al daai goed, waar was God? Waar was God? En ek het begin glo, maar waar was God? En die volgende stap is, jy weet, eintlik is God dan nie eintlik lief vir jou nie. Want as hy dan nou so lief is vir jou, hoekom beantwoord hy nie jou gebede nie? Hoekom hoor hy jou nie? Oh my goodness, dit was die beginpunt van 'n verskriklike, ernstige downward spiral, soos die Engelsman sê. Ek was kwaad. Ek was teleurgesteld. Ek was woedend vir God. Ek was woedend vir my siening van, hy is nie almagtig nie. Hy is nie lief vir my nie. Ek was so geskeur. Nou ja, na die begrafnis is dit wat my lewe geword het. Ek wil amper sê 'n bottomless pit van despair. Hier's ek, hierdie tiener, alleenkind, ma's weggeskeer op die wreedste manier, en sy was hierdie dignified person, sy wou nie eers dokter toe gaan nie, om met die wete te weet, dat God toegelaat het, dat dit is hoe sy moes doodgaan, in repe geruk, oopgevlek, en ek weet die mense wat ons help, dokters en so, hulle sien dit nie so nie, maar om te weet, om van buite af te kyk, en te weet, jou arme moeder, wat nie eers wou dokter toe gaan, want sy was so dignified en so privaat, dit was haar laaste oomblikke, was 'n baie bitter pil. En sy was 'n suster, daar was niks in hierdie lewe waar vir haar hande verkeerd gestaan het nie. Sy was hardwerkend, sy was nederig, sy was een van daai mense wat jy wou in jou lewe gehad het. En die geduld van Job. En dis waar die volgende deel van die storie inkom. Ek het verbitter in daai tyd. Ek het so bitter geraak, want daar was net nie plek vir God in my lewe nie. En ek het dit reguit vir hom gesê. Ek het vir hom gesê, ek het nog altyd baie respek gehad vir die Here. Ek het in 'n huis groot geword waar ons elke Sondag in die kerk was, het ek hierdie agting gehad vir kerk. Ek het agting gehad vir die Here en ek het hom altyd aangespreek as Here U. Maar ek het net gesê, Here, met jou is ek klaar. Ek wil met jou niks te doen hê nie. Ek soek nie jou woord nie. Ek soek nie jou redding nie. En dis hoe ek my lewe geleef het van daai dag af vorentoe. Ek het in 'n depressie verval. Ek was die mislikste mens seker wat jy kon ontmoet. Want ek was bitter. Ek was aaklig met almal wat 'n ma was en 'n ma gehad het. En ek sê altyd vir mense, ek het nou uitgegaan en hierdie crazy lewe geleef van crime en ek
lieg en bedrieg en ek steel en ek kom mense te na nie. Daai goeders wat ons so lief voor is om te sê is sonde. Ek het net van God af weggeleef. So ek het my lewe geleef, my keuses gemaak. Ek was 'n goeie mens, behalwe vir die feit dat ek mislik was. Mislik. En ja, almal moes dit net ontsien dat hulle nog maas het en ek nie. En hier het vir my so duidelik een keer gewys, dat ek op Moedersdag iemand se eerste Moedersdag so amper kies versier het, as gevolg van my issues met die feit dat ek nie 'n ma het nie, of meer 'n ma het nie. So gaan die tyd nou verby na my ma se skietvoorval en dood en begrafnis en van ongeveer 5 jaar. En daai 5 jaar, soos ek sê, was maar net 5 jaar in my lewe, wat met God niks te doen gehad nie. Maar my Bybel het nog al langs my bed gelê en die enigste rede hoekom ek hom nog gehad het, want ek was kwaad genoeg om hom eintlik weg te gooi, daar was 2 redes. Die Bybel het my oupa vir my gegee en die datum was my geboortedatum. So ek het hom gehad, streng gesproke van waar ek gebore is. Was baie lief vir my oupa. En die sakkie waarin hy was, het my ma vir my gekoop. So ek het dit bloot gehou uit sentiment. En hy het langs my bed gelê, al die jare, maar ook maar stof vergader. En op 'n stadium begin die woord Job in my ore weer klink. En ek het letterlik 'n paar oomblikke terug hierdie revelation beleef van, ek kon nooit verstaan hoekom Job nie, tot ek nou gesê het, my ma die geduld van Job gehad, toe gaan 'n liggie aan, nou ja, nee, so werk Here maar deurentyd met ons, en ek het heeltyd hierdie woord Job in my ore gehoor, en ek was naderhand so geïrriteerd, onthou ek was 'n mislike mens, ek was klaar permanent geïrriteerd, maar Job, maak nie saak wat ek doen nie, as ek wakker word in die oggendure, Job, as ek gaan slaap, Job, as ek TV kyk, Job, en ek is naderhand soos, okay, ek weet, ek wil dit nie herken in daai stadium nie, maar ek weet waar dit vandaan kom, dis die Here, wat met my praat, en ek is fine, ek sal lees, en ek vat die Bybeltjie, wat daar langs my bed lê, en ek zip hom oop, en ek weet waar is Job, en ek maak hom oop, en ek begin te lees, en het nie veel lees gevat, voor die Heilige Gees begin werk het met my, en ek tot hierdie besef gekom het, dit letterlik vir my gevoel, of God vir my sê, rarig, jy het jou ma verloor, en ek weet jy was lief vir jou ma, en sy was jou hele wêreld, maar hierdie ou het soos baie meer verloor, want ek het nie die hele Job gelees, maar ek ken die verhaal, en ek besef, ek het nie naaste by soveel verloor, soos wat Job en soveel ander mense verloor nie, en tog het ek God verwerp, God begin haat, as gevolg van wat? Nie hy het nie die sneller getrek nie, 'n mens het die sneller getrek, 'n mens wat besig was met die verkeerde goed, met die verkeerde motiverings, hy het die sneller getrek. Kon God iets daaraan gedoen het? Ja, hy kon. Hoekom het hy nie? Ek weet nie. Ek kan nie vir jou sê nie. En in daai oomblik besef ek, en hier's nou 'n staaltjie uit my kinderlewe, en ek kan nou imagine, enigiemand wat dalk in die mediese bedryf is, sy oë gaan nou waarwyd groot rek. So toe ek nou 'n kind was, het my oupa, daai jare het ons nie hierdie lekker elektriese termometertjies gehad, wat jy nou in die kind se oor of in die voorkop druk nie. Ons het nog daai glas termometertjies gehad, wat jy moes skit, tot al die kook onder in die termometer gelê het, en dan was dit ons nou onder jou tong, of onder jou arm, vir 'n sekere tyd, maar die goedjies wil ons nou net val en breek, en hulle het gereeld geval en breek. Dan het my oupa nou daai kook bymekaar gemaak, en opgetel, met 'n papiertjie, want die goed kan nie mos nie met die hand optel nie, en in 'n botteltjie bymekaar gemaak, en van tyd tot tyd, dan sou hy nou hierdie kook uitgegooi het op my hand, net so 'n stukkie, en dis oulike goed daai. Ek beveel nie aan dat enigiemand met dit speel nie, want ons weet dit is eintlik giftig, maar daai jare, ek weet nou nie of hulle nie geweet het of nie omgegee het nie, maar in elk geval. Dan gooi my oupa daai kook in my hand, en dan maak jy met jou hand toe het stil hou, anders is daai kook van jou hand af.
En die geringste beweging, dan beweeg het so vinnig. En dit het menigte maal gebeur, dat ek my hand te vinnig beweeg, en dan val daai druppel kook, en daar waar hy val, breek hy in 1000 stukkies. En om daai goedjies dan nou weer bymekaar te kry, vir alles wat op 'n mat was, is 'n moeilike taak. En in daai oomblik, na ek nou begin Job lees het, sien ek in my geestesoog hierdie hand, wat hierdie bolletjie kook vashou. En hierdie bolletjie kook wil net uit. En hierdie hand is heeltyd in beheer. Hy laat nie toe, dat hierdie bolletjie kook op die grond val nie. En selfs wanneer ek hierdie bolletjie kook te naby aan die rand kom, dan vat hy aan 'n hand en vang hom net weer, maar heeltyd in beheer. En ek besef, daai bolletjie kook is ek in die hand van die Here. En vir 5 jaar wat ek God verwerp het, wat ek met hom niks te doen wou gehad het nie, het hy my nog steeds in sy hand gehad. Hy het my nie laat val nie. En daardie dag het ek vir die eerste keer, vir die heel eerste keer in my lewe, nou op daai stadium was ek about 23, 24 jaar oud, het ek die genade van God gesmaak. Ek dink nie enige mens kan werklik die genade van Jesus en die Here fathom nie. Maar ek het dit gesmaak, en ek het besef, as ek in daardie 5 jaar moes doodgaan, was ek verlore. En al wat ek kon sê is, Here, dankie. Dankie dat U my nie laat val het nie. Dankie dat ek nie iets oorgekom het nie. Dankie dat U my beskerm het. En ek het daar en dan weer my hart vir die Here gegee. Ek het myself voorgeneem, nooit weer sal ek toelaat dat so iets my wegruk van God nie. Nou ja, daar het nou al baie water in die see geloop intussen, baie dinge het gebeur, baie slegte dinge het gebeur, en het is my altyd so voorreg om hier in die boekwinkel, Clay Josh Books and Gifts is nie advertensie nie, dis my winkel, wat 'n ander wonderwerk storie is, maar dis my platform waar ek so graag my storie deel. En ek deel dit want dit is 'n oomblik van lewe vir my, dat die Here my gered het. Ek is so dankbaar elke keer as ek hierdie storie kan vertel. En dit is die hart van die podcast. Dit is die geboorteplek van die podcast. Is 23 jaar terug wat ek my ma verloor het, maar my storie begin het. En die laaste jaar was nou nog 'n lekker storie op 'n ander dag en daar's nie tyd vandag vir dit nie. Maar hoe die podcast ook op my pad gekom het en soveel mense wat 'n rol gespeel het in dit, soveel gebeurtenisse en soveel slegte goed, maar soveel voorsiening, soveel genade, soveel deurbraak met die hulp van die Here. En ja, baie slegte goed het al gebeur in die laaste paar jaar, let me tell you. En ek dink ons almal het 'n storie. Ons almal het iets wat ons seer gemaak het, iemand wat ons seer gemaak het. Onregverdigheid, skynheiligheid, verlies, iemand wat jou daarna gekom het. Ons almal het 'n storie om te vertel. Party van ons dink ek kom beter af daaraan. Vir 5 jaar het ek baie sleg daarvan afgekom. Ander keer het ek beter daarvan afgekom. Maar nooit het die Here my laat gaan nie. En daarvoor sê ek vir die Here so dankie. So, hierdie is 'n gedeelte van my getuienis. Opgetuig, die podcast. Ek bid dat jy, wat hier luister, iets daaruit sal kry, dat jy dit miskien sal aanstuur vir iemand anders wat dalk dit moet hoor, en weet, ten spyte van al die seer, ten spyte van mense wat ons seer maak, ten spyte van dinge wat in die lewe gebeur, oor dinge gebeur, oor mense ons seer maak, beteken nie God is nie in beheer nie.
beteken baie keer laat God net goed toe. En hy kry ook seer as ons seer kry. Ons is nie gevrywaar, ons is nie gevrywaar van die lewe nie. Ons is nie gevrywaar van ander mense se optrede nie. Ons is nie gevrywaar van dinge wat gebeur nie. Maar ons het 'n vaste hoop en vertroue dat God met ons is. En laat hy alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ek kan vandag sê, laat selfs met my ma se dood, God het dit laat meewerk ten goeie. Hy het my op 'n plek gesit waar ek 'n storie het om te vertel. Hy het vir my spasie gegee om genees te word, om hierdie storie te kan vertel. Hy het my opgetel uit die as van nie net verlies van my ma weens geweld nie, maar soveel ander kere. Om vandag hier te kan sit en te sê, ek het wat ek het, is net all glory to God. Nie deur myself nie. En definitief nie deur enige ander mens wat my te nagekom het, nie te nagekom het nie. Dis net God. Hy is in beheer van ons lewens. Hy is in beheer van wat ons kies nie. Want hy het ons vrye keuse gegee. Hy is nie in beheer van wat ander mense kies, wat uit sonde optree nie. Hy kan wees, maar hy het ons vrye keuse gegee. Maar hy bly in beheer van hoe hy ons toevou in liefde, toevou in hoop, toevou in deurbraak. En ja, soms moet ons die journey vat. Soms is dit 'n lang journey. Myne was 5 jaar. Miskien is joune 15. Maar weet net verseker, hy is en sal altyd wees die almagtige God, liefdevolle Vader, Jesus ons redder. En hy wag vir jou om soos ek terug te kyk, om net weer terug te kyk en te sê, Here, ek besef nou dat my blaam al hierdie tyd op die verkeerde plek was. En mag jy net geseënd wees. Getuig, die podcast is gebore uit seer. Maar hy is hier om jou storie te hoor. En daarom nooi ek jou uit. As jy jou storie wil kom deel met ons, as jy jou storie, jou getuienis wil laat opneem, nooi ek jou uit, kontak ons. Ons inligting sal beskikbaar wees op ons sosiale media. Kontak ons. Ons wil graag met jou gesels. Ons wil graag jou storie opneem, sodat dit ook uit kan gaan en op die ore kan val wat God bepaal. Ons sien uit om jou storie te hoor.